Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die tyd wanneer jy jou hart die meeste moet bewaak teen negativiteit, is wanneer jy besig is om van een seisoen in jou lewe oor te gaan na 'n volgende. Want dit is juis hier waar die vyand alles in sy vermoë doen om jou moedeloos te maak. Byvoorbeeld, baie mense sal bid vir 'n nuwe werksgeleentheid, maar hulle is steeds teleurgesteld wanneer hulle die werk kry. Hoekom? Omdat hulle onrealistiese verwagtinge gehad het. Met 'n hoër salaris kom meer verantwoordelikhede. Die vyand val gewoonlik aan gedurende 'n oorgangstydperk, omdat mense dikwels dan 'n onrealistiese prentjie het van hoe daardie nuwe fase sal wees. Of dit nou huwelik, 'n nuwe werk of 'n nuwe onderneming is. Van die prentjie wat ons dikwels het van daardie nuwe fase, sluit gewoonlik nie konflik of ekstra moeite in nie. So wees voorbereid. Wanneer jy oorskakel na iets nuuts, kan jy seker wees, die vyand gaan jou probeer negatief maak, soveel so, dat jy by jouself wonder, het ek dalk 'n fout gemaak? Dalk moet ek net teruggaan na hoe dinge was. Hierdie verandering is te moeilik. Ek kan dit nie doen nie. Dit was juis die oomblik toe die Israeliete uit die woestyn gekom het en op die punt gestaan het om die beloofde land binne te gaan, dat die spioene met die slegte verslag teruggekeer het. Hul verslag en vrees het 'n stortvloed van negativiteit veroorsaak. 'n handjievol man se negativiteit het die hele nasie in hul voetspore gestuit. God het vir hulle 'n land van melk en honing in gedagte gehad, maar hulle het dit nooit in besit geneem nie, as gevolg van negativiteit. Wees soos Joshua en Caleb en pak nuwe uitdagings aan met alles in jou. Leer om die reis na die bestemming net soveel te geniet as die bestemming self. Wees tevrede en God sal jou kry waar jy moet wees. Moenie toelaat dat negativiteit jou storie skryf nie. God het 'n baie beter storie vir jou in gedagte. Soos Paulus sê in Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Here, vul my met u krag en sterkte. Ek gee vandag my bekommernisse en laste en vertrou dat u alles ten goeie sal laat uitwerk. Dankie dat ek in u meer as 'n oorwinnaar is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.